Werk is veel meer as net jou betaalde beroep. Trouwens, jou belangrikste werkplek is dalk glad nie jou kantoor nie. Dit is dalk jou kombuistafel of die motor waarin jy vanmiddag met jou tiener huis toe ry, of die koppie koffie wat jy saam met 'n vriend drink wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons dink maklik werk is dit waarvoor ons betaal word, maar die Bybel het 'n baie groter verstaan van werk. Kom ons luister weer na Paulus. In Kolossense 3 vers 23 sê hy, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Wanneer die Bybel oor werk praat, gaan dit oor veel meer as 'n beroep. Werk is enige geestelike of liggaamlike inspanning wat daarop gerig is om iets van waarde te skep. En as werk die skep van waarde is, wat ander bevoordeel, dan is van die belangrikste werk wat ons ooit doen, die werk waarvoor niemand ons betaal nie. Ons grootste fout is dat ons werk reduseer tot die ure waarvoor ons 'n salaris ontvang. Dan begin ons dink ons huwelik, ons kinders, ons familie en ons vriende is iets wat na werk gebeur. Maar dit is nie hoe God daarna kyk nie. Liefde is nie net 'n gevoel nie, dit is ook werk. Dit vra tyd, dit vra geduld, dit vra vergifnis, dit vra dat ons elke dag weer kies om iemand anders te dien. Martin Luther het gesê dat wanneer ons in ons huishouding ons huweliksmaats en ons kinders as ons naaste bure begin sien, dan sien ons dit is die eerste plek waar God ons roep om hom te dien, en dit is die werk wat ons ook doen. Ons almal weet, 'n huwelik gebeur nie van self nie. Dit word gebou deur duisende klein dade van liefde. En ouerskap is nie bloot 'n verantwoordelikheid nie, dit is ook 'n roeping. Dit is ook 'n vorm van werk. Die skrywer Wendell Berry skryf in een van sy wonderlike stukke dat 'n egpaar wat 'n goeie huwelik bou en kinders grootmaak wat leer om goed en reg te leef, die wêreld se toekoms dikwels meer direk dien as politieke leiers. So wanneer ons dink oor werk net as ons betaalde werk, dan loop ons die gevaar om van ons loopbaan 'n afgod te maak. Dan jaag ons sukses na, maar verloor ons die mense wat God eerste aan ons toevertrou het. Dit verander hoe ons na die gewone lewe kyk. As ons die gewone lewe ook sien as werk, die ete wat voorberei word, die gesprek na 'n moeilike dag, die geduld met 'n opstandige tiener, dis nie onderbrekings van ons werk nie, dit is ons werk, want uiteindelik vind al ons werk sy hoogste betekenis in liefde. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ek ook deel kan neem aan die werk van liefde in my gesin, in my familie en met my vriende. Dankie dat daai werk ook diep vervulling kan bring en gee my asseblief die energie om dit met goedheid en getrouheid te kan doen. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.